Goeiemôre Suid-Afrika, Monne Botha vir Koepel TV, hier uit Nashville uit en is nou wat 1400 SA tyd op die 27 April, die tyd wat ek hierdie berig maak en dit gaan 'n bietjie opvolg update oor die skietery by die forum of by die correspondence dinner wat Saterdag aand in Washington DC was. So die skieter, onthou julle die heel eerste berigte wat uitgekom het en een van myne wat self uitgekom het, enkele minute na die voorval plaasgevind het, was dat die aanvaller doodgeskiet was deur die Secret Service. Dit was berig deur so 3 groot TV-kanale, TV-nuuskanale wat reporters op die grond gehad het. Nadat ek die derde een gesien het, is toe ek my berig uitsit om te sê, okay, lyk my die berig, die skieter is dood. En ons het toe later gesien, soos die dinge ontwikkel en hulle meer inligting kry, nie, hy is in hegtenis geneem. So hier is die storie van die mannetjie. 31 jaar oud, kom uit California uit, 'n onderwyser nogal. Hy het hierdie ding lank beplan. Hy het met 'n trein gery van California af, tot by Chicago, en van Chicago of Washington DC toe. Vir homself ingeboek in die hotel, dag voor die tyd, en dis hoe hy sy wapens in die hotel kon kry. Hy het dit nie gewaag om 'n kar oor land te ry nie, want dis 'n 2 dae se ry met 'n kar, en jy kan nou nie waag om te ry met 'n kar, die kar breek, of jy kry miskien 'n regular traffic stop, en die polisie kry wapens in jou kar of so nie. So hy het slim gewees, nie gevlieg nie, trein gevat, trein weet hy gaan op 'n spesifieke tyd daar aankom, trein se skedule is nogal goed, en so het homself in die hotel ingeboek die dag voor die tyd, so hy was binne in die hotel toe die dag voor die party van die aand, so hy het toegang gehad tot die hotel alreeds. In die hotel het hy sy wapens in mekaar gesit en hy daarna afgekom in die tyd van hy beplan het dat die mense nou sal besig wees met die ete of iets, en ingegaan en die plek gestorm, gehardloop verby die eerste checkpoint waar die metal detector is, op hy Secret Service ou geskiet, hom getref, en kort daarna is hy subdue, hy is gearresteer, kort daarna. Hy het gehoop hulle gaan hom doodskiet. Hy het eerst gehoop hy gaan dit maak tot in die ballroom, so hy was nog in 'n vloer bo in die ballroom, waar hulle hom gevang het. Hy moes nog met die trappe af, en so hy was nog 'n entjie van die ballroom af gewees. Hy moes nog met die trappe af en daar inkom, en sy plan was, en dit 'n manifest wat hy uitgegee het vir sy familie en almal, hy wil die Trump-regering uithaal. Hy wil begin by president Trump en homself afwerk so ver as hy kan kom. Maar hy het ook vermoed, hy gaan obviously al die pad maak, hy gaan dood eindig hierop. So vir hom was dit 'n suicide mission, dis hoekom hy het sy shotguns gehad, en sy pistole, en sy messe, hy wil soveel as moontlik skade maak voor hom kan uithaal. Ongelukkig vir hom, het die Secret Service hom vasgetrek, nog voor hy eers op die vlak gekom het waar die ballroom eintlik was. So, hy gaan nou maar moet antwoord, hy kan maar vir homself staar, lewenslang tronkstraf kom vir hom. Interessant genoeg is dit dieselfde hotel waar president Ronald Reagan assassination poging gesurvive het, waar hy hom raak geskiet het, selfde hotel, maar vir hom, hy was nie buitekant gewees. Derde poging nou al op president Trump se lewe, derde poging in die laaste 2 jaar. En dit gaan nie eindig nie, die pogings gaan nog steeds aanhou, so, en dit gebeur gewoonlik die president wat goed doen vir die mense, hard werk vir die mense goed doen, dis hulle wat die mense, die ander span like hulle nie en probeer hulle om uithaal. So, baie conspiracy theories het uitgekom, groot lagwekkende een is, soos ek voorspel het, 10 minute nadat die voorval plaasgevind het ek al voorspel, kyk hoe vinnig gaan die conspiracy theories uitkom, en kyk vragtig, nie eens 2 ure later, en was die eerste een klaar uit. So, dis dan die saak van die president Trump se skietery in die omgewing. Ek is dan Monne Botha vir Koepel TV, geniet die dag.